Hierdie sendelingverhaal is geneem vanaf adventistmission.org en aan u voorgelees deur Marlena Nel namens SSL. Baie welkom by die week se sendingverhaal. Hierdie kwartaal plaas die Noord-Asië Stille Oseaan Divisie klem daarop om kinders op te lei as sendelinge deur 'n 13de Sabbat projek wat voorsien in die opening van 'n sendelingsopleidingsentrum by Hankook Samyuk Akademie in Suid-Korea. Maar 'n Suid-Koreaanse moeder het gesê die opleiding van kinders as sendelinge begin by die huis. Sy het reeds met haar seun begin toe hy net begin praat het. Hierdie is die storie van hoe Olivia God se woord in haar kinders se harte plant. Toe David 18 maande oud was, het sy ma begin om 4 klein boekies vir hom voor te lees. Elke boekie het 'n Bybelgedeelte bevat met eenvoudige prentjies. Die eerste boekie het Psalm 1 bevat, die tweede Matteus 5 vers 3 tot 12, die derde Johannes 14 vers 1 tot 4 en die vierde 1 Korintiërs 13. Mamma het die boekies vir hom gelees wanneer hy soggens wakker word en wanneer hy saans gaan slaap. Sy het ook gedurende die dag vir hom gelees. Binne slegs 1 maand het klein David, wat toe nog maar pas begin praat het, al 4 boekies gememoriseer. Vandag is David 7 jaar oud en hy het tussen 350 en 400 Bybelverse gememoriseer. Hoe was dit moontlik? David se ma, Olivia King, is geïnspireer deur haar eie skoonma wat 4 aangenome kinders geleer het om te lees en skryf deur Bybelverse te memoriseer. Olivia was diep geraak toe sy eerstehands gesien het hoe die Bybel kinders se harte kan verander. Toe sy self 'n moeder geword het, wou sy daardie selfde aan haar seun doen. Sy het dus begin om die 4 klein boekies wat haar skoonma gemaak het vir hom oor te lees. Terwyl sy lees, het David se oogies die prentjies gevolg en sy oortjies het haar stem gevolg. Hy het niks gesê nie, want hy kon nog nie lees nie. Maar na 'n maand het hy al die boekies gememoriseer. Wanneer mamma 'n prentjie gewys het, het hy dit herken en die woorde herhaal wat op die bladsy was. Mamma was verstom, want dit was presies toe hy begin het om betekenisvolle woorde en sinne te vorm. Daarna het mamma boekies gemaak met Psalm 121, Levitikus 6 vers 4 tot 9, die 3 engeleboodskappe in Openbaring 14, die 10 gebooie in Eksodus 20 en die seëninge en vloeke van Deuteronomium 28. Sy het vir David 20 tot 30 minute in die oggende en 20 tot 30 minute in die aande gelees. Sy het ook deur die dag vir hom gelees. Hy het daardie boekies ook gememoriseer. David en mamma maak staat op Bybelverse in hulle alledaagse lewe. David gaan kleuterskool toe, waar die juffrou soms strokiesprentjies wys tydens pouse. Gewilde Koreaanse strokiesprente wys soms spooke wat oulik en onskadelik lyk, maar die storielyn is ernstig. Na een so 'n strokiesprent het David een nag bang geword en na mamma se kamer gehardloop. "Mamma, ek is bang," het hy gesê. "Hoekom is jy bang?" vra mamma. "Ek onthou 'n strokiesprent wat ek vandag gekyk het," sê hy. "Moenie bang wees nie, want God is by jou," sê mamma. "Hierdie huis is onder God se beskerming. Engele waak oor ons." Kom ons sê Psalm 121 op. Mamma en die seun het Psalm 121 opgesê wat met die volgende woorde begin. "Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het." Nog 'n keer was David stout. Hy was 4 jaar oud en ooropgewonde na aanbidding. Hy wou nie sy gesig was nie, of sy tande borsel nie, of sy speelgoed optel nie. Mamma was besig met die huiswerk en skottelgoed en wasgoed en nog besig om na haar 6 maande oue babadogtertjie om te sien. Dit was al 'n uur later as sy gewone 7 uur slaaptyd.
Mamma het moed verloor toe David aanhou speel en rondhardloop. Uiteindelik het sy haar geduld verloor en uitgeroep: "Hoekom maak jy so? Doen nou wat ek vir jou sê, doen nou jou werkies." Die seentjie het stil gestaan. Mamma praat amper nooit so nie. Hy het opgekyk na mamma en sy het afgekyk na hom. Sy het jammer gevoel dat sy so hard gepraat het. Terwyl hulle albei daar gestaan het, het 1 Korintiërs 13 by mamma opgekom en sy het dit sag in haar gedagtes begin opsê. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek nie die liefde het nie, dan het ek 'n klinkende metaal geword of 'n lydende simbaal. Toe kyk sy na David en sien in sy oë dat hy ook 1 Korintiërs 13 in sy gedagtes opsê. Sy het geglimlag, hy het geglimlag en hulle het mekaar omhels. "Ek is jammer dat ek my stem verhef het mamma gesê." David het geglimlag en haar stywer vasgehou. Daarna het hy sy nagklere aangetrek, hy het sy tande geborsel en hy het gaan slaap. Vandag hou David daarvan om die Bybel te memoriseer. Sy sussie, Abigail, is 3 jaar oud en besig om dieselfde 4 boekies te memoriseer wat hy eerste geleer het. Mamma memoriseer alles wat hulle leer. Sy het ontdek dat die memoriseerproses van self begin terwyl sy hulle leer. Ek hoop opreg dat die verse wat ons vandag memoriseer, eendag met vrymoedigheid deur my kinders gespreek sal word wanneer hulle sendelinge word vir die koninkryk van God, het sy gesê. Bid asseblief vir Olivia en elke ouer wat probeer om God se woord in kinders se harte te plant. Bid dat hierdie huise 'n oorvloedige oes van sendelinge sal oplewer. Bid ook vir hierdie sendelingopleidingsentrum wat gaan oopmaak met die hulp van hierdie kwartaal se 13de Sabbatoffer by Hankook Samyuk Akademie in Suid-Korea. Dankie dat julle beplan om 'n vrygewige bydrae te maak op 29 Junie. Sou u wou bydra tot die sendelingveld, sal u ons bankbesonderhede in die besonderhede van die video hieronder kry. Maak net seker die verwysing is SSL Sending en ons sal seker maak dat dit op die 13de Sabbat oorbetaal word vir hierdie sendingveld. Onthou, jy is ook 'n sendeling.